Hallo Sandy. So, dit is vandag vir my vreeslik lekker om vir jou hier te hê. Ons is niggies. Ek dink jy was my heel eerste maatjie gewees. So dit is vreeslik lekker om vir jou hier te hê. En ons gaan actually vandag praat oor meal prep. Meal prep voel op hierdie stadium amper vir my soos 'n vloekwoord. Maar maar sê eers vir my, jy meal prep. How did that begin? Okay, so ek het by 'n company gewerk waar ek tot baie keer moes laat ure gewerk het. Ja. En natuurlik, ek het ons almal weet like dis nie lus vir nog kos maak as jy by die huis kom en jy het nou 'n lang dag gehad en is besig en so nie. So en ook ek is nie die beste wanneer dit kom met kos maak nie. Ja. Ek probeer, Ja, ja, ek maar ook. ja, ek probeer. Maar ek dink ek is bietjie erger as jy. Ek dink jy doen nog 'n beter job as ek. Ek probeer, maar dit kom nie altyd lekker uit nie. En dan as ek soos jy weet, hoekom sit ek al hierdie moeite in en dan moet ek al die skottelgoed skoonmaak en dan is die meal nie eens lekker nie. Verstaan Ai, jy? shame. Nee So man. ek is nie veel van jy weet 'n breedie benchmark, kyk pasta en sulke goed nie. Dis nie wat ek maak nie. Ja. Ek doen meal prep waar ek basies dit hang af. Ek sal op 'n Sondag of op 'n Maandag. Die eerste omdat ek nou 'n nuwe werk het waar ek 4 uur klaar maak en ek is bly baie naby die werk. Dit gee dit vir my nou nog tyd om nog te kom meal prep as ek van die werk afkom. So, dan of op 'n Maandag of op 'n Sondag dan begin ek en ek sal gewoonlik ek sal my favorite uh hoe sal ek nou sê proteïene is hoender, steak en salmon. En so dit is wat ek gewoonlik maak, gewoonlik eet in die week. Ja. Maar soos ons weet, jy weet steak en salmon, dis duur. Ja, ja, So nee, my definitief. ja, so my week lyk gewoonlik. Ek sal meestal hoender in die week eet. So dan sal ek nou miskien op 'n Maandag dan sal ek soos hoenderfillets maak in die air fryer, baie convenient. Okay, En yes. dan en dan sal ek miskien so 'n pot rys, wit rys maak en dan sal ek net dit gebruik vir my aandete in die week in. Ja. En net soos byvoorbeeld nou die hoender met die rysmeng en dan vir groente sal ek soos kool ook nog by mix en Yes. Yes. komkommer en Ja. sojasaus. So dit is my meal wat ek die afgelope tyd baie van hou. Ek eet nie elke week dieselfde ding nie, maar as ek 'n meal het wat ek nou baie geniet, dan eet ek dit vir 'n lang tyd. Dis nou my Ja. ding die afgelope tyd. Yes. Yes. So dit is soos die hoender en die rys is wat ek sal meal prep. Dan weet ek dit is reg. Ek kan net in die aand kom opsny en alles bymekaar gooi en eet. Ja. Vinnig, jy weet dit is 10 minute wat dit vat, if that. Yes. So en dan ook dit hou ook maar af van hoe my week lyk en so ek sal ook soms soos breakfast meal prep en dan dit sal nou miskien iets wees soos egg muffins. Ek weet nie of Okay. jy van egg muffins hou nie, maar ek hou van dit. Dit's Ja. Ja. Nee, ek gaan actually vra, jy moet nou net verduidelik hoe jy daai egg muffins maak, want okay, Aha. so eerstens as ek nou dink aan meal prep, né? Kyk, ek het Mhm. hierdie meme gesien of so 'n grap waar die man klomp leë kosblikkies voor hom het en dan staan en hy lê, dan staan daar hy het sy week se meal prep gedoen en 10 uur het hy alles klaar opgeëet. So dit werk nie vir hom nie. Nou, ek voel, jy weet dit ek bore aan, miskien moet ek iets anders doen want ek het Verlede week Sondag dink ek, het ek soos 'n pan pizza gemaak en toe dink ek, okay, jy weet dit kan nou as 'n snack wees vir die mense in die huis. Soos vat dit skool toe, eet dit hierdie week en I was hopeful. Ek het nog so verskillende flavors gemaak. Jy weet aan die een kant en aan die ander kant. Toe meen ek, jy weet ek gaan die res vries en dan eet ons volgende week nog Woensdag is alles opgeëet. So verstaan jy? So as jy sê meal prep, bedoel jy soos jy maak jou maaltye vir die week klaar, jy vries dit, jy sit in die yskas of jy doen dit net soos vir die dag. Ja, so basies
kyk, ek hou nie eintlik van vries, my kos vries nie. So wat ek Ja. sal, as ek nou miskien die maandag my meal prep doen, dan Ja. sal ek maak vir 4 dae. Want die ding is, jy kan natuurlik nou nie, jy weet, kos te lank in die yskas hou nie. So, Ja. dan sal ek so vir 4 dae maak, en dan sal ek nou daai vir die volgende 4 dae eet. Ja. So dan is dit nou vir maandag, dinsdag, woensdag en donderdag. En dan Okay. Vrydag en my naweke, ek eet nie eintlik meal prep kos vir daai dae nie. Ja. Want jy weet, naweke soos ek sal gewoonlik iets koop by die winkel, of ek sal byvoorbeeld nou soos salmon maak en miskien iets so sweet potato, dan net soos iets anders as wat ek nou die res van die week geëet het vir 'n Ja. Vrydag aand of Saterdag of so. Ja. Maar obviously jy kan mos nou as jy wil, jy weet, klomp kos maak vir 2 weke en dan die helfte net soos vries. Maar ek het nie die wêreld se vrieskas space, jy weet, om Ja. nou dit te doen Ja. nie. So ek bly maar liever weg van die vries storie, so dan meal prep ek maar elke week wat ek wil hê vir daai week. Ja. Maar die ding is, ek dink die pizza smaak lekker, so dan gaan mense dit wel Ja. dit wil dat ek eet. Ja. My kos Ja. is nie, ek probeer like dit is soos treats te laat voel nie, want dan gaan ek dit treats. die hele tyd wil eet. Ja, maar dit nam seker ook nou nie soos 'n straf wees nie, you know. Nee, Kos moet lekker wees. easy clean. Ja. Okay, so ek het iewers ek kyk altyd sulke video's of waar hulle raad gee oor hoe om die kombuis net, jy weet, beter in te rig dat net glad verloop, want ek voel ek het altyd raad nodig en ek hou van eksperimenteer en kyk wat werk. So die raad wat hulle toe gee is as jy nou soos vir die week wil besluit wat jy gaan eet, dan kan jy kies jou amper soos jou nie jou base nie, maar jy kies 'n starch. Soos jy wat nou sê soos jy vat rys, dan besluit jy nou van daar af sit jy jou protein by en dan vegetables. So wanneer besluit jy nou wat jy vir die week gaan eet? Doen jy dit op 'n Sondag en wanneer doen jy dan jou shopping? Want jy moet mos nou seker maak jy het alles wat jy nodig het. Ja, so ek kan nie sê, ek sal nou soos byvoorbeeld op 'n Sondag sal ek nou dink aan, jy weet wat wil ek nou die week eet, en dan sal ek miskien nou die Maandag miskien na werk winkel toe gaan, alles kry wat ek nodig het, of op die Sondag sal ek winkel toe gaan, dit hang maar af. En dan net als koop. So 'n Sondag is gewoonlik wanneer ek begin dink aan, okay, wat gaan ons nou die Ja. week doen? Ja. En meal prep werk mos nou baie lekker, maar dis nie soos elke liewe week wat ek dit doen nie. Ek doen dit die meerderheid van die tyd. Maar daar is sommige weke wat op 'n Sondag en 'n Maandag as ek net nie lus om nou klomp kos te maak nie, dan sal ek net, jy weet, vinnig iets wat net vinnig vat, soos net aardappels maak en jy weet, 'n stuk hoenderfilet net vinnig insit en net dit eet, en dan die volgende dag sal ek nou weer besluit wat eet ek daai dag. So dis nie elke week wat ek dit so doen nie, maar ja, gewoonlik begin dink ek op 'n Sondag wat gaan ek nou eet die week en dan my goedjies kry daai dag of volgende dag. Ek Ja. het een keer toe ek nou rys gemaak, het ek nog genoeg rys gemaak. Dan dink ek, okay, wag, ons kan miskien nou later in die week mos nou weer van dit eet. So slim vries toe die rys. Nou, ek weet nie wat die Okay. reëls is rondom vriesrys nie. But anyway, ek het hom toe nou in 'n container ingesit wat mos nou reg is vir die vrieskas en dat daar ook nou nie lug inkom nie. En toe ek hom mos nou moet uithaal. Nou kyk, ek het nou klaar die rys die eerste keer seker 'n bietjie ge-overcook, jy weet. Hulle sê mos altyd rys moenie soggy en pap wees nie. Hy moet dan nog so 'n bietjie tekstuur hê. En dit ek het mos nou gekook, laat afkoel in die vrieskas in en toe ons nou die aand, ek weet nie wat dit is, die seker curry. Toe ek mos nou moet uithaal, toe gooi ek hom mos nou weer baie bushes weer in 'n pot en met water in en ek is soos ek gaan hom net laat, jy weet, laat dit net kook en dan weer strain en dan eet en so man. Toe lyk dit meer soos puree of sê mens puree of iets. Dis is seker jy weet, dis rys, maar dis baie nat rys gewees. Hy het seker krummelige Ja. klontes gemaak. So ek dink nie, jy weet, alles is seker nou nie vries of 'n goeie idee om dit te vries nie. Ja. Ja, Nee, so nee. ek probeer nog uitfigure wat werk. Maar jy weet, dis wat lekker is as jy kan probeer, jy kan kyk wat werk.
En dan gaan ek nou vir jou vra, wat is jou jou favorite meal? As jy nou nie 'n gesondheidsmaaltyd nie, waarvan hou jy om te eet? Okay, so it's like, what is favorite in general? In Nie general, gesondheid, in general. net in general. Ja. Oef, baie van lasagne. Ek dink ek gaan sê lasagne, maar dit hang ook af, like, wat ek kan nie sê soos dis like my gunsteling ding, ek wil dit die hele tyd eet nie. As ek dit moet sê, dan sê ek slap chips, like, ek kan slap Ja, chips enige tyd eet. Maak nie saak hoe vol ek is nie, ek sal nog slap chips kan eet. Like, dit is my favorite ding in die hele wêreld, maar dit is nou nie 'n meal. Ek kan nou nie so ja, net slap chips vir 'n meal eet nie. ja, So ja, ek hou baie van lasagne as dit kom by, jy weet, homemade kosse ja. en dan soos 'n burger en chips. Love it. Ja. Jou ma maak baie Ja. lekker lasagne, want sy maak dit met daai velletjies. Ek het actually Mhm. vergeet daarvan nou dat jy lasagne noem, want jy weet ek is altyd gewoond jy maak lasagne met soos met noedels of met pasta en een Mhm. keer toe ons by jou ma is, toe kyk ek voel ek kan ook bitter baie by jou ma leer, jy weet want sy is soos she's got the good stuff. Alles gaan net so vinnig. Sy gaan nie 5, 6 ure in hy kombuis spandeer nie. Sy weet wat werk. Maar in elk geval, toe Mhm. pak sy die mins, moes nou onder in die pan en sy sit hierdie velletjies bo-op. Jy koop die vel aan die winkel. En as jy die boksie koop, dis so 'n lang boks, ek kan nie sy naam onthou nie, dan kom hierdie harde sheets uit net. Dit lyk so cool. En dan pak sy mos nou dit op. Ek dink amper daar gaan weer mins op en dan dalk, ek weet nie, dalk weer sheets en weer mins en dan eventually gaan die kaas op. En dan gaan hy in die oond in. So ek kan verstaan dat lasagne jou favorite is. Dit is as ek by jou ma is, is dit ook my favorite. Want dit is baie Ja, baie lekker. baie lekker. Ja, dit is. Yes, yes. Okay, so ek dink wat ek sal probeer wat meal prep betref, is seker die veiligste raad vir my is om vir die week te besluit wat ek gaan maak vir kos. Jy weet, ek kan nou nie guarantee dat ek gaan op 'n Sondag alles klaar kook nie, want ek voel dit is vir my onmoontlik. It's not gonna work. Ek gaan nie stiek by so 'n skedule nie. Om nie die meal prep te doen nie, te beplan wat ek gaan maak en dan om seker te maak ek het alles wat ek moet hê. Mhm. En vir die res van die week op is maar vir die beste. Ons kyk maar wat gebeur. Ja, Ja, so jy moet dit nou nog vir jy is 'n gesin, so jy moet vir hulle ook nog kos maak. Ek is een persoon. ja, Dit is ja. maklik om net te kies wat wil ek eet vir die week en net vir myself alleen kos te maak. So ek Kyk kan as jy imagine dis bietjie tricky vir jou. ja, ja, jy weet jy moet soos jy kan mos nou nie net jou eie want as dit ek was, weet jy wat net, dan het ek heel week vir jou rest in brood geëet. Ek hou van dit. Dit is vir my verskriklik lekker. It's easy, jy hoef nie te maak nie, jy eet dit net. But Mhm. in elk geval, kyk, jy maak ook nou al, of kom ek sê jy maak ook al vir jouself kos, like vir 'n tydjie. So as daar enige hacks of enige tricks wat jy nou agtergekom het, wat jy sien wat goed werk, wat jy dink iemand anders sal dalk kan van dit benefit. Ek weet nou nie of ek jou op die spot sit nie, as jy nie iets is waar jy nou kan dink jy is dit fine, want ek loop en maak Ja. net hacks by mekaar. Ek wil altyd weet wat werk en wat werk nie. Ja, ek dink nie of dit 'n hack is nie, maar ek maak my boiled eggs, ek hou van boiled eggs met like 'n salt en peper en sous. So ek maak dit in die air fryer. Ek noem dit soms vir mense en dan is mense sê, "Wat kan jy dit in die air fryer maak?" En dan is ja. So Ooh. wanneer ek is nie nou nog dis om eers die water te kook nie en dan in te sit en dan jy weet the time en so dis ek vinnig sit dit in die air fryer dan boil of dit maak sy ek doen sy ding daar en dan eet ek dit. Ek dink sy ding daar. Luister, hoe doen jy dit? Want as jy eiers in 'n pot kook, dan gooi jy mos nou water in en jy moet nou kyk dat hy nou nie, jy moet hom time. En as jy hom in 'n egg boiler maak, dan moet jy mos nou ook, hulle sê jy moet 'n gatjie in die eier indruk. Soms doen ek dit, soms doen ek dit nie, maar die eier het al semi ontplof in die egg boiler, want toe ek hom oopmaak, dis dit soos die helfte van die eiers sit aan die buitekant. So, hoe doen jy dit in die air fryer? Sonder dat hy ontplof. So my air fryer het
hoe sê, wat hy soos, hy maak dit eers warm, wat noem jy daai? Nou weer, 'n sê, warm soos, like, as warmer. hy, voor jy dat jy jou goed in die oond sit, dan moet hy dit eers, die oond moet eers warm raak, so, Ja. daai Yes. doen hy. So, maar wat ek doen is, ek sit dit op 140 grade Celsius, en sit die timer op vir 12 minute. Ek dink sommige mense hou seker meer van 'n loperige geel, so ek is nie opposed to dit nie, maar ek worry nie so oor dit nie. So dan sit ek dit aan vir 12 minute op 140 grade Celsius. Ja. Maar ek sit dit in terwyl die airfryer warm raak en hy's 'n extra 5 minute. Okay. So ja, maar ek dink dit sal nog steeds lekker uitkom as jy dit net 12 minute insit. Ek is net soos ek probeer efficient wees. Yes. So ek Yes. sit dit in al ek wil nie aansit, dan moet ek weer later inkom en dit insit. Nie dat dit nou die eerste is nie, maar like, dit is net vinniger om dit net in te sit Ja. en te wag tot hy echt klaar is. So dit is een hack, as ek dit so kan. Ja, soos want ek weet Tristan, my broer uit 'n airfryer en hy sê altyd ek moet daar sê wat se resepte en wat werk. So dit is actually nogal cool om te weet dat jy kan dit in die airfryer doen. Ek gaan dit definitief moet vir hom ook sê. You can put it in the Ja, ja, ja. airfryer. Ja. So as Ja, hy klaar is, hoeveel eiers het jy al ingepak? Of die meeste wat jy al ingesit het? 4. Ek eet gewoonlik 2 in Ja. 'n dag. So ek kan seker mos nog meer ook doen, maar ek sit gewoonlik 4 op 'n slag in en dan sal ek Ja. nou vandag wanneer ek dit maak sal ek 2 eet en die ander 2 die volgende dag. Ja. So maar ja, ek glo jy sal nog meer kan insit en dit so doen. Probably, ja. Nee, dit is actually nog as baie cool. Dit is cool om te weet. Daar's so baie goed wat 'n mens in die airfryer ook kan maak. Ek dink die airfryer het net ons lewens kom vergemaklik. It is very, very easy. Ja, Net, regtig. ja, ja, dit is baie, baie goed. En nou, kom ons kyk wie jy. In amper elke liewe video, né? Dan is ek die een wat nooit weet hoe lank die video is nie. En my selfoon is nou nie eens hier nie. So, wat ek dink is ek gaan nou vir jou kans gee as jy nog iets wil sê, as jy nog 'n hack wil ingooi of as jy wil comment oor meal prep, dan kan jy vir my sê terwyl ek gaan probeer uitvind hoeveel tyd daar nog oor is van hierdie video. Ek het nog een vraag nou. Wat is meal prep in Afrikaans? Kosvoorbereiding. Kosvoorbereiding. Ja, ja, probably so iets, ja. But anyway, so as jy nog iets wil sê, then by all means, dan kan jy sê want ek praat baie, so jy moet maar interject as jy sien daar's iets wat jy wil sê. Andersins, dink ek this is it from our side. Ons gaan dit definitief weer doen. Dan volgende keer airfryer recipes uitdoet. Maar dankie dat jy saam met my gesels het. Dit was verskriklik lekker. Rafaar. Dit is lekker om jou te sien en ek gaan daai eier airfryer idee gaan ek forward. Maar in elk geval, dankie. Ons maak weer so en ons gesels weer saam. Dankie Cindy. Ja, dankie Tracy, dit was lekker om te gesels. Yes.